Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Goeiedag geliefdes, ons gesels verder oor om Christus mens te wees, met 'n Christus gesindheid. Vers 7 tot vers 8 van Filippense 2 vandag. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. As jy kan los soos Christus, as jy nederig kan wees soos Christus, dan lê daar 'n volgende ding voor wat ons by Christus sien, en dit is gehoorsaamheid. Want jy sien, hy was gehoorsaam tot die dood, ja die dood aan die kruis. Dis 'n moeilike ding, om altyd gehoorsaam te wees, want daar's altyd iets wat ons wil doen, daar's altyd iets wat ons wil bereik. En dit is nie altyd onderhewig aan die wil van God nie. Dit is nie altyd volgens die wil van God nie. As ons 'n Christusgesindheid het, sal ons leer om die groter doel, die groter wil van God te hoor en te eerbiedig. Ons het 'n hele woord vol van die wil van God. Vol van die, as jy dan so wil noem, reëls van God. In Matteus het ons as Nuwe Testament mense 'n bergpredikasie, die grondwet van die koninkryk van God hier op aarde. En daarin staan baie dinge wat ons moet doen en waarvan ons moet wegbly, wat ons moet vermy. En so baie keer kom ek agter dat ons nie steur daaraan nie. Ons verbuig dit so bietjie, ons draai dit so bietjie, want dit pas ons nie altyd om al hierdie goed te doen nie. Veral as dit kom by dinge soos om onvoorwaardelik te vergewe, om vir jou vyande te bid, om sout te wees, om lig te wees. Ons kry maniere om ons daar uit te praat, daar uit te redeneer, om onsself te regverdig. Dis nie om 'n Christus mens te wees nie. Die gesindheid van Christus was een van gehoorsaamheid. Omdat hy die wil van sy Vader kon hoor en kon verstaan, al het dit nie vir hom sin gemaak nie. Al het dit hom nie gepas nie. Alles wat moes gebeur, het Christus glad nie gepas nie. Dit het hom nie gepas dat hulle hom spoeg nie. Dit het hom nie gepas dat hulle hom in die gesig slaan nie. Dit het hom nie gepas dat hulle 'n doringkroon op sy kop sit nie. Dit het hom nie gepas dat hy aan 'n kruis vasgespijker en vermoor word daar nie. Maar hy was gehoorsaam, omdat hy verstaan het dat sy Vader 'n groter doel, 'n groter prentjie, 'n groter wil het. En hy het gesê, nie my wil nie, maar u wil. So is daar baie dinge in my en jou lewe wat ons nie op die oomblik kan verstaan nie. Dit kan vreemd wees op die oor, dit kan vreemd wees aan ons kultuur, dit kan vreemd wees aan ons behoeftes, dit kan ons behoeftes glad nie in ag neem nie. Maar dis God se wil. Dis God se doel. En dis juist dan, wanneer ons leer wat gehoorsaamheid is. Ons lees juist in Hebreërs dat Jesus Christus, deur alles wat hy moes ly, deur alles wat hy gebid het, moes leer wat gehoorsaamheid is. En as ons net in ons dag weer by hierdie punt kan uitkom, om aan God gehoorsaam, aan God alleen gehoorsaam te wees, dan sal ons wêreld verander. Want God het 'n beter visie as jy en ek. Hy het 'n beter verstaan. Hy het 'n groter prentjie in gedagte.
Ook met my en jou as sy gelowiges, sy kerk. Met ons het hy 'n groter gedagte as wat ons dalk kan sien. Op die plek in die tyd waar ons is. En dis 'n goeie tyd nou om eerder maar net weer gehoorsaam te word aan God. Mag jy so gehoorsaam wees dat jy dieselfde gesindheid as Christus kan openbaar. Shalom. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n